Goeienaand en baie welkom ook by hierdie week se Bybelstudie. En ons het by die vorige een het ons gepraat oor die vraag oor leef ons in die laaste dae, en ons het gesien dat dit wel so is, want nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe en nadat hy sy gees uitgestort het, van daardie dag af sê die Bybel vir ons oral reg deur die Bybel van die begin tot die einde dat ons leef in die laaste dae. En ons het in die vorige sessie het ons gepraat oor hoe ons gereed maak vir die koms van die Here, en vanaand praat ons oor hoe leef ons as Christene in hierdie tyd en in hierdie wete dat ons in die laaste dae leef. So wat ons weet, wat die Bybel ons leer is, Jesus het gesê dat in die laaste dae sal mense se geloof koud begin raak. Mense sal die waarheid verdraai. So die Bybel leer vir ons dat mense die waarheid sal verdraai, maar die Bybel leer ons ook dat ons geloof getoets sal word. So ons as Christene moet weet dat in hierdie tyd van die laaste dae, dat ons geloof definitief getoets gaan word. En die vraag is, hoe leef ek en jy as kinders van die Here vandag? En hoe maak ons 'n verskil in hierdie wêreld? Beteken dit nou ons moet nou wegkruip of ons self toesluit, of dalk moet ons meer reis, dalk moet ons laaste maaltyd eet wat ons graag sal wil neem die dag net voordat ons nie meer hier is nie. Wat is dit die manier hoe ek en jy moet leef? En wat Paulus van ons baie belangrik wat hy vir ons wil sê is dat ons nie vreesagtig moet wees nie, dat ons nie bekommerd moet wees nie, dat ons nie paniekerig moet raak nie. Dit is nie wat ons wil hê nie. Wat hy vir ons wil kom sê is dat ja, ons weet ons leef in die laaste dae. Ons weet ook dat ons nie kan sê wat se dag Christus sal terugkom nie. Maar dan sê hy vir ons as Christene wat hier is en wat nog steeds hier gaan wees môre, kom sê hy vir ons dat daar is spesifieke goed wat hy onder ons aandag wil bring, hoe ons moet leef as kinders van die Here. Die eerste ding wat hy vir ons sê is dat ons moet vrymoedigheid hê om te kan praat. Dat ons bely dat ons Christus volg, al kos dit ons iets. 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 2 sê, julle weet tog self broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, hulle is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel. Soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om die evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. So wat Paulus vir ons kom sê is hierso, toe hy na Thessalonika toe gegaan het, was hy nie uitgerus en alles was goed nie. Hy was geslaan en hy was gemartel en hy was moeg, maar tog het hy gegaan, want hy wil die evangelie van Jesus Christus aan mense gaan verkondig. Wat ek en jy moet verstaan is dat wanneer ons die evangelie van Christus verkondig, dat daar definitief teenkanting sal wees. Dat ons moet weet dat mense sal opstaan teen ons, en daarom sê Paulus, ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie, ons doen dit uit die krag van God uit, ons doen dit nie met ons eie vermoë nie, ons doen dit omdat God vir ons die vermoë gee, ons doen dit nie uit ons eie waarheid uit nie, maar ons praat die waarheid wat God vir ons gee, en hy sal vir ons die nodige krag gee, dat ons dit met vrymoedigheid kan doen. Vrymoedigheid beteken nie dat jy nie bang is nie. Dit beteken net dat jou oortuiging groter is as jou vrees. Dat ons meer oortuig is daarvan, van dit wat Christus in ons lewe doen, en dat ons bereid is om ander mense te vertel daarvan. Dit is die eerste ding, dat ons vrymoedig sal wees wanneer ons praat. Die tweede ene is, dat ons met opregtheid sal leef. Dat ons sal leef tot eer van God en nie tot eer van mense nie. Hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 4 tot 6, dan sê hy, God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar ons doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie, ons het nooit daarna gestreef, dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is, en of dit ander is. So Paulus wil kom sê dat in hierdie laaste dae moet ons opreg leef. Ons moet leef tot eer van God. Dit gaan nie oor onsself nie, dit gaan nie oor ander mense nie, dit gaan oor wat sê die evangelie, wat sê Christus vir ons. Die grootste gevaar van my en jou geloof,
Die grootste gevaar vir ons geloof is dat ons meer sal dink oor wat ander mense sê, as wat ons sal luister na wat die woord van die Here vir ons sê. So wat Paulus vir ons kom sê is, ons as gelowiges gaan getrou bly aan die woord, ons gaan die woord verkondig, ons gaan vir mense die woord leer. Dit gaan nie oor dat ons mense wil ons nie ontstel nie, of ons wil nie mense kwaad maak nie, ons vertel die waarheid, en ons leer mense wat die woord van God vir ons sê. Die vinnigste manier wat jy kan vergeet wat God van jou dink, is as jy meer bekommerd is oor wat mense van jou dink. Daar gaan altyd opposisie wees, daar gaan altyd mense wees wat teen ons kom, maar Paulus sê vir ons dat in hierdie laaste tyd gaan ons vrymoedig praat, en ons gaan met opregtheid leef. Ons gaan meer besorgd wees oor dit wat God van ons dink, as wat mense van ons dink. Die derde ene is dat ons innig gaan lief hê. Ons deel nie net die evangelie van Christus nie, ons deel ook ons eie lewens. 1 Tessalonisense 2 vers 7 tot 8, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel, so geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God wat aan julle gee nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Daar's soveel skeiding deesdae tussen mense, hoë mure, ons sien iemand swaar kry op Facebook, so ons gee 'n duimpie of ons gee gebedshandjies om te wys ons gee soveel om, dat ons is Christene en ons gee om en ons deel, terwyl ons eintlik afsluit, terwyl ons eintlik een kant hou. Ons teks eerder iemand as om te bel en te hoor hoe dit met mense gaan. En dan kom Paulus, dan kom sê hy, julle moet onthou, dit wat God gedoen het, hy bring mense bymekaar, hy vertroetel sy kinders, soos wat 'n ma haar klein babietjie vertroetel. En 'n ma gee nie net vir die kind iets om te eet nie. 'n Ma gee haar lyf, 'n ma gee haar hart, 'n ma gee haar emosies, 'n ma gee alles wat sy het vir daardie klein babietjie. En daarom kom hy kom moedig ons aan, hy sê, ons as Christene moet so wees. Ons moet omgee vir mekaar. Ons moet nie mense uitsluit nie. Ons moet wys. Ons moet nie net sê dat ons kinders van die Here is nie. Ons moet regtig waar vir ander mense wys. Ons moet ons lewens vir mense oopmaak. Ons deel nie net die evangelie nie. Ons deel in mense se hartseer, ons deel in mense se vrese, ons deel in mense se bekommernisse, en ons deel ook in mense se blydskap. Dat ons as Christene nie onsself afgesonder hou nie, maar dat ons mekaar deel dit wat Christus vir ons gedoen het, en ons maak ons lewens oop vir ander om te kan inkom. En dan die laaste een wat hy sê is, ons getrou volhard. Ons is getrou tot aan die einde. Staan sterk, al is die druk groot. 1 Tessalonisense 3 vers 7 tot 8 sê, daarom broers en susters, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. So ander mense se geloof laat ons ook moed skep om te kan getuig van Jesus Christus. Omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Daar kom moeilike omstandighede. Paulus sê daarvan, hy sê, weet wat alles met hom gebeur het, en dan kom sê hy, maar weet jy wat, terwille van julle, terwille van gelowiges, sal ons aanhou om hierdie stryd te stry, sal ons aanhou om die evangelie te verkondig. Wanneer ander mense 'n kompromie aangaan, dan bly jy konstant. Wanneer die kultuur jou spot, dan leef jy vir Christus. Wanneer die vyand jou aanval, dan staan jy sterk. En dit is hoekom ons lees in Efesiërs 6 vers 13, van die wapenrusting wat God vir ons gee, sodat ons kan staande bly. Sodat ons die geveg kan veg, want hierdie geveg is 'n werklikheid. Dit is nie iets waarby ons verby kan kom nie. Maar ons moet ook verstaan, dat wanneer die druk op ons, en daar is party van julle wat miskien dalk erge druk ervaar in jou lewe. Druk op jou huwelik, druk op jou verhoudings, druk op jou besigheid, druk op jou finansies, wat Paulus vir ons wil kom sê, en wat die woord van God vir ons sê, en wat God self vir ons sê, is dat wanneer die druk in jou lewe die grootste is, dan is God die naaste. Hy is die een wat sê, ek sal jou nie alleen los nie, ek sal jou nie agterlaat nie, ek sal jou nie versaak nie, dat God is altyd by ons. Wanneer
die druk in jou lewe die grootste is. Wanneer die druk die grootste is om te getuig van Christus, wanneer die druk die grootste is om te bely dat Jesus Christus die Here is, dan moet jy weet dat God is die naaste aan jou. Hy is by jou deur sy Heilige Gees. En hier is 'n paar vrae wat jy hulle as 'n groep kan bespreek. Waar roep God my om my geloof te deel, al kos dit my iets? Wanneer is dit vir my belangriker om mense tevrede stel, as om God tevrede te stel? Wie hou ek op 'n afstand, terwyl die Here my roep om hulle lief te hê? En watter toets gebruik God om my geloof sterker te maak? Wat is daardie ding wat God nou gebruik in jou lewe om jou geloof sterker te maak? En ek wil julle seën met hierdie gebed wat Paulus vir die gemeente in Thessalonika skryf. Dan skryf hy in 1 Tessalonisense 3 vers 12 tot 13. Hy sê: En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus kom. En mag julle die seën van God ervaar, en mag hierdie ook 'n paar minute wees of 'n geleentheid wees, waar julle as 'n groep bymekaar is, of as jy alleen is, om werklik waar by God te hoor, wat hy van jou verwag, en wat hy vir jou wil hê in hierdie laaste tyd, dat ons sal leef tot eer van sy naam.